Efesiërs 1, ons gaan lees van vers 15 af. Kom ons buig met ons hoofde saam voordat ons dit lees. Dankie Here vir die wonderlike woord. Dankie Here dat ons kan weet vanmôre dat U met ons gaan praat en as U praat Here dat ons sal luister. Here, en dat ons gehoorsaam sal wees. Hoe hartseer is dit Here dat ons vandag in 'n tyd lewe dat die skrif verdraai word, selfs in kerke wat erken hulle staan op die woord. Here, mense pas aan sodat die woord kan net aanpas by wat hulle graag wil glo, wat hulle graag wil hoor. Daarom roep U ons altyd op om terug te gaan na die woord toe en te sê, is dit wat die woord werklik sê? Here, nie die woord vir ons in ons eie taal gegee. En ons kan dit doen. Ons kan alles toets aan die woord. Here, dis wat ons vanmôre ook wil doen. Ons wil die woord toets. Ons wil dit inneem. Ons wil dit ons eie maak. En ons wil daardeur groei. Want Here, as U spreek, moet ons luister. Daarom spreek Here, want die diensknegt en die diensmaagd is in afwagting. En wil in gehoorsaamheid U volg. Amen. Efesiërs 1, ons deur die eerste klomp verse het ons gegaan in 'n klompie weke. En as jy die eerste klomp verse, dan besef jy net hoe die drie eenheid wat genoem word in die eerste gedeelte, is daar niks aan nie. Sy baie sag. Hy sê aan, sy daaraan. Al wat ek kan dink is, jy moet hom agter by die speaker harder maak. Het sy probeer. Kyk gou daar, skus Leon. Werk het. So as die drie eenheid gevolg, hy begin met die drie eenheid, dan gaan dit deur die verse, en is ongelooflik as jy die verse vat, hoe die werking van die drie eenheid, in die verlossingswerk, uitgelig word in die eerste klomp verse. En dan gaan ons na vers 15 toe. Om hierdie rede, omdat ek gehoor het, van julle geloof in die Here Jesus, en julle liefde vir al die heiliges, hou ek nie op, om God oor julle te dank, wanneer ek in my gebede aan julle dink nie. Dan bid ek, dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, vir julle dit sal gee, geestelike wysheid en openbaring, wat in kennis van hom bestaan. Net tot sover, ons gaan ongelukkig nie verder kan gaan vanmôre nie, en dit gaan al klaar mondvol wees. Hierdie verse, wat 'n ongelooflike gedeelte, wat ons oproep en sê, kom ek vertel vir julle, waaroor is ek dankbaar, en wat verwag ek van julle? As jy dit alles gehoor het, wat God gedoen het, en hy gee vir ons die feite, vanaf vers 3 af gee hy feit na feit na feit, dat dit God is wat alles gedoen het in jou lewe, dat dit wat plaasgevind het om jou te verander, was God se werk gewees. Die een wat jou uitverkies het, was God gewees. Die een wat die werking in jou gedoen het, wat die Gees vir jou gee, is God se werk. En dan as hy klaar het gedoen het, dan kom Paulus en nou bring hy ook lofprysing. Hy bid, hy tree vir hulle in en hy dank die Here vir hulle lewens. En weer eens, in die volgende verse gaan ons sien hoe die drie eenheid weer genoem word. Ek is verstom hoe baie mense vandag sê, hulle sukkel om die drie eenheid oral te sien. Ek dink nie jy lees jou Bybel nie. Want oral wat jy die Bybel lees, kom jy onder die ongelooflike getuienis van Vader, Seun en Heilige Gees se werk in jou lewe. Paulus, daar waar hy op hierdie stadium is, kry 'n boodskap.
Hy kry 'n boodskap van die gemeente en is 'n goeie getuienis. Hy kry terugvoer oor sy gemeentes en dis iets wat vir Paulus baie belangrik is die terugvoer. Hoe gaan dit met die gemeente? As jy kind van die Here is en jy's ook 'n vader, dan verstaan jy dit wat dit beteken om terug te voer te kry van jou fisiese kinders en ook jou geestelike kinders in die Here. As jy terugvoer kry en hoor hulle lewe vir die Here. As jy in die straat stap en jy praat met iemand oor die Here en hy sê vir jou, wie wat, ek ken 'n persoon wat ook so met my praat oor die Here en jy sê, wie is dit? En hy sê, daai persoon. En jy dink, joe, wonderlik, ek saam met hom in die kerk. Paulus kry terugvoer oor Tessalonisense ook. 1 Tessalonisense 1 vers 8. Want van julle uit het ek die woord van die Here weer klink. Van julle gemeente af het die woord weer klink. Dis natuurlik die teken van 'n brandende kerk. 'n Brandende kerk is nie 'n kerk wat baie goeders het wat hulle doen deur die week nie. 'n Brandende kerk is iemand waarvan af die woord van die Here weer klink in die wêreld. Die evangelie gaan uit. Die evangelion, die blye boodskap. En hy sê hulle woord het nie net weer klink in Macedonië, daai hele streek nie. Maar in Agaia, maar ook op elke plek het julle geloof in God uitgegaan, sodat ons nie nodig het om iets daarvan te sê nie. Vers 9 van hierdie gedeelte 1 Tessalonisense 1. Want hulle vertel self aangaande ons watter ingang ons by julle gehad het en hoe julle van die afgode bekeer het tot God om die lewende en waaragtige God te dien en sy seun uit die hemele te verwag wat hy die dode opgewek het. Jesus wat ons van die toekomstige toring verlos. Kyk wat doen dit aan iemand wat die evangelie verkondig en hy kry 'n goeie boodskap. Hy kry goeie nuus van sy kinders wat in die gemeente is en hulle is besig om vir die Here te lewe. Hulle gaan rond en getuig. Daar is niks belangriker vir iemand wat die woord van God verkondig, is om te hoor dat mense die evangelie leef. Niks is wonderliker. Daar's geen groter geskenk vir iemand wat die evangelie verkondig Sondag na Sondag, is om te hoor, die mense is besig om die evangelie uit te dra na buitekant in die wêreld. Hebreërs 13 vers 17. En ons weet dat as ons kan aflei uit Hebreërs uit, dan weet ons die skrif, die manier hoe dit geskrywe is deur Lukas, maar die persoon wat gepreek het daar klink soos Paulus in sy gedeelte. Maar hierso so ek sal sê dit is Paulus wat dit hierso besig was om te preek en hy sê die volgende. Hy sê wees gehoorsaam aan julle voorgangers, die mense wat julle bedien in die Here. Wees gehoorsaam aan hulle en onderdanig, want hulle waak vir julle siele as diegene wat rekenskap moet gee, sodat dit hulle met blydskap kan doen en nie al sigtend nie. Want is nie vir julle nuttig nie. Is nie nuttig vir julle as die predikant dit sigtend doen nie. Dis wonderlik as jy hoor, daar is groei. En elke gelowige wat in die kerk van die Here Jesus Christus sit, moet die voorganger wat besig is om te preek, moet luister. Jy luister, hoekom? Want is die woord wat oorgedra word. Die oomblik as hy nie die woord oordra nie, dan sê hy, hey, dis nie die woord nie. Maar solank as hy die woord verkondig, wees gehoorsaam. Wees gehoorsaam. Jy kan dink hoor ons wat Paulus is in die tronk ook is. En hy kry hierdie terugvoer van die gemeente af dat hulle vir die Here lewe. Wat is dit nie wonderlik nie as jy daar in die sel sit in hierdie koue sel en jy hoor dit dat die kinders van die Here is besig om die woord te verkondig, hulle is besig om vir die Here te lewe, dan maak dit jou opgewonde. Hy wil hê hulle moet groei. Want die teken dat jy die Heilige Gees in jou het, is dat jy groei. Die Heilige Gees in jou gaan jou nooit laat stagneer nie. Stagneer beteken jy's ongehoorsaam of jy's nie 'n gelowige. Maar dan moet groei in jou lewe plaasvind. Ek dink baie keer as ek dink van Samson is so vir my 'n voorbeeld wat 'n absolute ou was wat nie vir die Here gehoorsaam was nie. Maar Samson het die Gees gekry om wat te doen?
om oorwinnings te behaal. So in die Ou Testament het jy 'n bepaaldheid van die Gees gehad. In die Ou Testamentiese mens, ons lees byvoorbeeld van Josua wat gevul is met die Gees. Maar die res van hulle was die Gees van bo af. Die Gees wat hulle 'n bepaalde taak gegee het. Die Gees wat vervul is alleenlik 'n Nuwe Testamentiese. Dis hoekom dit 'n wonderlike dag was, Pinksterdag. Dit was 'n nuwe gebeurtenis. Die Gees het binne hulle kom woon. En wat het hulle geword? Tempel van die lewende God. Nie meer die plek van buitekant gewees waar die tempel was nie. Nou was hulle dit gewees. Die oomblik as die Gees kom, dan is jy soos, as ons vir Samson as voorbeeld gebruik. Wat was die teken dat Samson die Gees gehad het? Sy krag. Wat gebeur as God hom verlaat? Hy swak. Wat is die teken dat jy die Gees in jou het? Jy lewe vir hom. En ons gaan nou, as ons verder gaan in die gedeelte, gaan jy hoor wat se krag is in jou. Ek gee vir jou 'n voorsmaak. Dieselfde krag wat Christus uit die dood uit opgewek het, is in julle. As die krag van God in my is, behoort dit nie 'n verandering te maak nie. Hoe kan die krag van God in jou wees en jy bly dieselfde? Jy's nog steeds die korrelkop van altyd. Jy's nog steeds dieselfde persoon in die huwelik van altyd. As God in jou lewe gekom het, dan verander alles. Daar is 'n geestelike groei wat plaasvind in jou lewe. En ek is nie wat ek moet wees nie, maar ek is nie wat ek was nie. En nou gaan hy vir hulle noem, wat was die eienskappe van hulle as gemeente? Wat is die eienskappe in hulle lewens, dat Paulus kan sien, hier is groei in hulle lewens? Die heel eerste is, hulle geloof in Christus Jesus. Hulle geloof in Christus Jesus. Hulle totaal die wêreld verlaat en hulle het hulle vertroue geplaas op Christus Jesus as hulle verlossing. Hulle was ongehoorsaam gewees in alles. Dis wat geloof beteken. Geloof beteken, ek plaas my vertroue in God en sy woord. Kom ons lees 'n gedeelte saam. Ek wil jy moet saam met blaai. Hebreërs 11 vers 1 tot 3. Hebreërs 11, die groot gedeelte wat oor geloof gaan, die geloofshelde word in hierdie gedeelte genoem. Hebreërs 11. Hy praat oor wat is geloof. As jy vir iemand wil sê, wat is geloof? Wat is die definisie van geloof? Dan sê jy vir hulle, kom ons lees Hebreërs 11. Kom ons lees Hebreërs 11. Wat is die definisie van geloof? Hebreërs 11 vers 1. Geloof egter is 'n sekerheid van die dinge wat gehoop word. Kan ek weer vir julle verduidelik, wat beteken hoop in die Nuwe Testament? Dit beteken iets wat in die toekoms is, wat 'n absolute sekerheid het. Dis nie die Afrikaanse hoop nie. Moet nooit die Afrikaanse hoop gebruik vir die Nuwe Testamentiese hoop nie. Want dit is nie 'n miskien nie. Dis 'n sekerheid wat lê in die toekoms. Dit is hoop waarvan die Bybel praat. So geloof is egter 'n sekerheid van die dinge wat gehoop word. Wat is die dinge wat jy hoop? Dat Christus weer gaan kom. Wat vir ons beloof word in Christus Jesus. Dit is waaraan ons vashou. Hy sê dan 'n bewys van die dinge wat nie gesien word nie. Dis die ongelooflike. Wat is geloof? Geloof is, jy het nie 'n bewys nodig nie. Jy het nie 'n bewys nodig nie. Die woord in Christus Jesus is die bewys. Jy hou daarin vas. Dis die bewys van die dinge wat nie gesien word nie. Baie mense sê vir my, ek moet sien. Ek moet dit uitwerk. Die Bybel sê geloof is, jy kan dit nie sien nie en jy kan dit nie uitwerk nie, want dit is bo wat jou koppie kan verstaan. En dan vers 2, dit is immers van wie hulle geloof, dat daar met lof aangaande die mense van die ouds getuig is. Dit is immers van wie hulle geloof, dat daar met lof aangaande die mense van ouds getuig is. Weens hulle geloof.
Die geloof het 'n impak gemaak in hulle lewe. Die geloof het 'n realiteit geword in hulle lewens. Waarom sê Jakobus? Jakobus sê, hoe kan jy sê jy die geloof, maar jy het nie die werke nie? Die geloof en die werke is onlosmaaklik deel van mekaar. Jy kan nie sê jy het geloof, maar jou lewe wys dit nie. En dis wat hulle sê, dit is immers van wie hulle geloof, dat daar met lof aangaande die mense van ouds getuig is. Vers 3, deur geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. So vanaf Genesis is 'n realiteit, nie omdat ek dit kan bewys nie, maar omdat God dit verklaar. Hy sê dis hoe dit is. Gevolglik het dit wat gesien word nie uit die sigbare ontstaan nie. Dis die probleem. Niks wat sigbaar is, het ontstaan uit die sigbare nie. Alles wat ontstaan het ontstaan uit die onsigbare. En omdat dit ontstaan het uit die onsigbare, gaan die wat net die sigbare sien, nie kan verstaan die onsigbare nie. En daarom hou ons daaraan vas met geloof. Dis geloof. So kan jy verstaan as Paulus skryf vir die gemeente en hy sê vir hulle, hy's opgewonde oor hulle geloof in Christus Jesus, dan is dit wat hulle glo het 'n realiteit in hulle lewens geword. Hulle gaan uit in die wêreld uit en hulle leef dit wat hulle glo. Dit is my ongelooflik dat jy eintlik hierdie twee gedeelte ook kan opdeel in die 10 gebooie. Die geloof. Nou gaan ek vir jou vertel wat verder is. Die geloof is dit wat God vir ons kom doen het. Die eerste, die tweede en die derde gebod. En dan die liefde vir die naaste is wat hy dan verder praat. Maar hy fokus spesifiek in oor die liefde wat ons het vir medegelowiges. Hy sê die liefde vir die heiliges. Die heiliges. Wat is die heiliges in die Nuwe Testament? Die heiliges is die gelowiges. En hy sê, ek wil met julle praat oor en is my wonderlik om te sien die liefde wat julle het vir die heiliges. Johannes 13, vers 34. Ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Net soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. So, is daar deur die Bybel gesê dat julle moet mekaar lief hê? Ja. Is dit in die 10 gebooie duidelik gemaak dat julle mekaar moet lief hê? Ja, dit is. Is daar 'n voorbeeld van liefde in die Ou Testament hoe ons lief moet hê? Nee, in Christus. In Christus. Dit is wat gebeur het. Net soos ek julle lief gehad het, moet julle mekaar lief hê. So wat's die standaard? Christus. Dis hoekom alles word aan Christus gemeet, is dit nie? Mans, julle moet julle vroue lief hê, soos Christus die kerk lief gehad het en sy lewe daarvoor afgelê het. So wat is die standaard vir mans om hulle vroue lief te hê? Christus. Wie wat's my interessant? Jy kan nooit in jou lewe sê, ek dink, ek het my vrou net te veel lief. Kan jy? As Christus die standaard is, kan ons ooit by die punt kom en sê, ek het my medegelowiges meer as genoeg lief. Ek dink is tyd geword dat hulle vir my ook bietjie lief is. Want in die standaard is, jy moet hulle lief hê soos Christus. Wees maar ongelooflik van Christus. Christus se liefde het nooit 'n einde nie. Nooit 'n einde nie. So hy sê, ek gee julle 'n nuwe gebod, julle moet mekaar lief hê. Net soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Dit is hoe almal sal weet dat julle my disippels is, as julle liefde teenoor mekaar het. Daar's 'n getuienis wat uitgaan van Efese af. Mense is besig om in geloof en in liefde te lewe. Wat is die getuienis? Hulle is lief vir mekaar. En die Bybel sê, as julle mekaar lief het, dan sal almal weet dat julle my disippels is, my volgelinge is. Kolossense 1, vers 3. Elke keer wanneer ons vir julle bid, dank ons God, die Vader van ons Here Jesus Christus. Dit doen ons, want ons het gehoor. Weer eens, hier's nou in Kolossense. Ons begin om vir jou te wys dat Efese, Tessalonisense, nou is ons Kolossense. Wat doen Paulus in die begin van Kolossense? Hy dank die Here. Waaroor dank hy die Here?
Dit doen ons, want ons het gehoor van julle geloof in Christus Jesus, selfde, en die liefde wat julle het vir al die heiliges. Die liefde wat julle het vir al die heiliges. Weet jy interessante? Hoeveel van die heiliges moet ek lief hê? Is dat van die heiliges wat ek kan sê, okay, ek het nie jou lief nie. Ek moet al die heiliges lief hê. En weet jy ongelooflik, die meeste mense sal my kom en sê, ja Johannes, baie maklik om al die heiliges lief te hê. Maar weet jy wat? Jy het dit nog nooit gedoen nie. Want as jy dit al gedoen het, dan weet jy hoe moeilik dit is. Dit kos 'n prys. Want weet jy wat? Jy moet jouself verloor. Solank dit oor jou gaan, sal jy nooit al die heiliges lief hê nie. Baie van die heiliges is nie heiliges nie. En dit moet ons ook vir mekaar sê. Baie mense wat in die kerk sit is nie heiliges nie. Maar die Bybel roep ons op, hy wil hê ons moet die heiliges lief hê. Ons moet hulle lief hê. 1 Johannes 4 vers 12, niemand het God ooit aanskou nie. Niemand het God nog ooit gesien nie. So al die mense wat boekies geskryf het, dat hulle God al gesien het, wat sê die Bybel? Niemand het hom gesien. As ons mekaar lief het, bly God in ons. En het sy liefde in ons tot vervulling gekom. As ons mekaar lief het, bly God in ons. As jy nie mekaar lief het nie, bly God in jou? Nee, dit bly nie. Bly nie in jou. Want wat is die kenmerk dat die Gees in my kom woon? Is liefde. Liefde. En daarom is dit so belangrik deur die Bybel dat hy gebruik die woord in die Grieks om herhaaldelik vir ons te sê hoe belangrik is die broederliefde. En jy kan dit onthou. 'n plek se naam word ook in Suid-Afrika word genoem daarin. En daar's 'n plek ook in die gedeeltes waar Paulus preek het, Philadelphia. Dit is broederliefde. En die Bybel skryf dit oral. Hy sê vir ons in Romeine 12 vers 10, wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde. En dit beteken die suster is dieselfde. Broederlike liefde. 1 Tessalonisense 4 vers 9. Aangaande die broederliefde het julle nie nodig dat ek aan julle skrywe nie, want julle self deur God geleer om mekaar lief te hê. God leer jou dit, liefde vir mekaar. Hebreërs 13 vers 1, laat die broederliefde bly. Laat dit bly. Laat mense in broederliefde teenoor mekaar optree. As jy nie die mense lief het wat saam met jou in die kerk van die Here Jesus Christus sit op 'n Sondag nie, jy het hulle nie lief nie, jy gee nie om oor hulle nie, is God in jou? Onmoontlik. Jy kan vir my vertel tot jy blou in die gesig is hoe wonderlik jy vir die Here lewe. Wat in jou lewe gebeur het? Die Bybel sê as jy nie jou broers lief het nie, is God nie in jou nie. En daarom vind ons dit in Matteus 25, as die skape en die bokke voor God verskyn, sien ons die volgende wat plaasvind. En ek wil hê jy moet gou saam met my kyk. Matteus 25. Matteus 25. Koning wat op die troon sit, skei die twee van mekaar. Vers 34, dan sal die koning vir die aan sy regterhand sê, julle geseënd is van my Vader, kom beerf die koninkryk wat vir julle gereed gemaak is, van die grondlegging van die wêreld af. Vers 35, want ek was honger, en julle het my iets te eet gegee. Ek was dors, en julle het vir my iets te drink gegee. Ek was 'n vreemdeling, en julle het vir my as 'n gas verwelkom. Ek was nakend, en julle het my geklee. Ek was siek, en julle het my versorg. Ek was in die tronk, en julle het my besoek. Nou die regverdiges gaan wonder oor wat het dit gebeur, hoe dit gebeur, dat ons vir Jesus Christus versorg het. Dan sal die regverdiges hom antwoord, Here, wanneer het ons die honger gesien en gevoed, of dors en iets te drinke gegee? Dis nie hierdie gedeelte, gaan nie daaroor, hulle het nie geweet dat hulle enigiets gedoen het vir iemand nie. Ek het dit al gehoor. Nee, hulle het 'n verwondering in hulle lewens, want hulle dink by hulle self, wanneer het ons dit vir Christus gedoen? Dis die vraag.
Maar die koning vers 40 sal vir hulle sê, Amen. Ek sê vir julle, wat julle ook al vir een van hierdie geringste broers van my gedoen het, het julle dit vir my gedoen. Die interessante is, as jy nou afgaan na vers 46 toe, vers 45, vers 45 van dieselfde gedeelte, hy praat hier met die bokke, hy praat met die mense wat dit nie gedoen het. Dan sal hy hulle antwoord, Amen, ek sê vir julle, wat julle vir een van hierdie geringstes nie gedoen het nie. Sien, wat is kort hier? Wat is kort? Wat verskil in die twee tekste? Ok, kom ons gaan terug. Maar julle moet dit oplet. Vers 40. Maar die koning sal vir hulle sê, Amen, ek sê vir julle, wat julle ook al vir een van die geringste broers van my gedoen het, het julle vir my gedoen. Vers 45. Dan sal hy hulle antwoord, Amen, ek sê vir julle, wat julle vir een van hierdie geringstes nie gedoen het nie. Wat kort? Broers. Broers. Hoekom is die eerste groep? Wie van praat hy in die eerste groep? Van die gelowiges. Hoekom? Want dit is mede broers wat hulle versorg het. Terwyl die ongered is, dit was nie hulle broers nie. Daarom het hulle nie vir hulle gesorg. Baie duidelik. Hy bring in hierdie vers in, dis juis die broers wat julle voor nie gesorg het nie. En daarom word julle weggeskei. So mense, dis belangrik. Jy gaan eendag voor die Here staan en die Here sê, ek het jou saamgeplaas met broers en susters in die gemeente. Dink jy wat, dit was maar net om die kerk vol te maak? Waarom het ek vir jou hulle gegee? Sodat jy na hulle kan omsien. Dat jy na hulle kan omsien. En as jy dit nie gedoen het nie, gaan jy nie by my vir ewig woon nie. Want jy het nooit aan my behoort nie. Christus se liefde is die standaard vir die gelowige. In Johannes 3, vers 16. Hieraan ken ons die liefde, dat hy ons sy lewe afgelê het. Ook ons behoort ons lewe vir ons broers af te lê. Dis die prys is jou lewe. Hoe bly die liefde van God in iemand wat genoeg aardse besittings het en sy broer sien gebrek ly, maar sy hart nogtans vir hom toesluit? Kinders, ons moenie net met woorde, met tong lief hê nie, maar met die daad en in waarheid. Wat is die eienskap? Wat is die eienskap waarna Paulus kyk en hy hoor en hy is opgewonde oor hierdie mense se lewens? Want hulle wandel in geloof in Christus Jesus en hulle is lief vir die broers. Hulle is lief vir mekaar in die kerk van die Here Jesus Christus en hom maak hom opgewonde. Nou gaan hy verder en hy bid vir die gemeente. Elke keer as hy homself herinner aan hierdie gemeente, dan bid hy. Waarom bid jy elke keer as jy jou herinner, Paulus? Hoekom bid jy elke keer as jy jouself herinner aan die gemeente? Want van vers 1 af tot vers 14 vertel vir jou dat die een wat die werk in hulle gedoen het is Christus, is God die Vader, is die Heilige Gees. En daarom dank Paulus van is nie sy werk nie. As dit my werk is, sal dit tot niet gaan. As dit God se werk is, sal dit vir ewig voortbestaan. Dit is waaroor hy die Here kan dank. Hy sien dit wat gebeur in mense se lewens en hy's opgewonde. Hoekom? Ek sien wat God in julle lewens doen. Dit maak my opgewonde, want dit wat plaasvind in jou lewe kan alleenlik plaasvind as God dit doen. As God die verandering bring in jou lewe. Geen preek kan iemand verander nie. Ja, deur die dwaasheid van prediking kom mense tot bekering. Absoluut. Maar die wat die verandering bring, hy wat die verandering bring is Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees wat dooie mense lewendig maak. Wat mense laat sit in die kerk wat kinders van die Here is en jy word aangekla oor die woord en jy sê vir jouself, dit is ek.
Dit is wat geen persoon met wat se ook al oratiese manier hoe hy kan praat en alles wat hy kan sê, hy kan nooit daai verandering bring nie. Dis alleenlik die Heilige Gees wat dit kan bring. As ek ernstig raak, is nie omdat ek dink as ek ernstig is, ek jou kan oortuig nie. Ek gaan nooit ligtelik met die woord omgaan. Maar ek weet, ek kan wat ook al vir jou sê vanmôre, as die Gees dit nie dring in jou hart, as die Gees jou nie verander nie, is dit alles te vergeefs. En daarom as Paulus na die gemeente kyk, kan hy opgewonde wees, want hy weet God het dit gedoen in hulle lewens. Hy herinner homself en hy dank. Hy dank vir God die Vader. As hy praat daarvan dank, sê hy bedank vir God van ons Here Jesus Christus. God van ons Here Jesus Christus. Kom identifiseer hom as God van ons Here Jesus Christus, dat jy kan weet dis die Vader. Dis die Vader waarvan hy praat. Hy dank vir God van ons Here Jesus Christus. Die interessante is, deur die Nuwe Testament, ewe skielik breek daar nou 'n nuwe term aan in die Nuwe Testament. Die Ou Testament het ons gehoor, die God van ons Vader, Abraham, Isak en Jakob. Dis die God van Abraham. Dis die God van, en daar kan ons 'n naam invul. Nuwe Testament breek iets nuuts in. Ons sien dit in Efesiërs 1 vers 3, Romeine 15 vers 5, 2 Korintiërs 1 vers 3, 2 Korintiërs 11 vers 31, Kolossense 1 vers 3, 1 Petrus 1 vers 3. Wat sê die nuwe boodskap wat inkom? Dit is God van ons Here Jesus Christus. Hoekom word dit genoem? Is Jesus Christus nie volmaak God self ook nie? Ja, maar wat is hy besig om vir julle te self? In sy menslikheid. Sy menslikheid word vir jou deurgebring, dat jy weet dis die seun waarvan hier gepraat word, en God word daar gepraat van die Vader. Maar hy sal ook deur die Nuwe Testament gaan, en hy sal ook vir Christus God noem. Dis 'n nuwe verbondsnaam wat kom en aan ons bekend gestel word, dis die God van ons Here Jesus Christus. Daarom in Jesus Christus word ons deel van 'n nuwe volk, word ons deel van die eiendom van God. In Christus Jesus het julle naby gekom aan die Vader. In Jesus Christus het daar vrede vir julle gekom by die Vader. Christus Jesus is ons middelaar tot die Vader. En daarom as hy dit noem, wil hy hê jy moet dit onthou. Dit is Christus Jesus waarvan ons praat, maar ons begin eerste en ons praat van die Vader. Die Vader het dit veroorsaak in ons lewens. Wie die Seun gestuur na die wêreld toe? Die Vader. Wie die Heilige Gees gestuur? Die Vader. Die Seun het hom ook gestuur en die Gees het ook gekom. Wie het vir Christus uit die dood uit opgewek? Christus het hom uit die dood uit gewek. Die Vader het hom uit die dood uit gewek en die Heilige Gees het hom uit die dood uit gewek. Gaan lees die Nuwe Testament, dit vertel van elkeen 3 persone. So in hierdie gedeelte wil ons vir mekaar sê, hy begin om te dank en hy dank die Vader vir dit wat plaasvind. Waaroor dank hy die Vader? 2 gebedes, 2 bedes wat hy doen. Die eerste is dat God sy Gees gee. Dat God sy Gees vir julle gee. Ek dank die Here dat God sy Gees vir julle gee. En God moet julle leer om te verstaan. Ek dank die Here dat hy sy Gees vir julle gee. Dis waarvoor ek bid, dat God sy Gees sal gee. Nou sê vir my, sê Johan, van vers 3 af, verder het dit vir ons vertel, dat wat het plaasgevind, omdat ons uitverkies is voor die grondlegging van die aarde. Wat het plaasgevind? Wat is vir ons beloof? Dat ons die Gees ontvang het. Nou sê hy bid dat hulle die Gees ontvang. Hoekom doen hy dit? En dis die amazing van gebed. Weet jy wie dit al opgemerk het? Ek het dit al gesê, maar baie keer is dit goed om weer te hoor. Wat is die eienskap van gebed? Is jy herhaal wat God al reeds beloof het. Dis die eienskap van gebed. Jy herhaal wat God al reeds gedoen het. Kom ons doen gou 'n toetsloopie. Wil julle dit doen? En as ons nou eindig na dit piekfyn, ons gaan volgende week weer aan. Hier is amazing. Kom kyk gou saam met hierdie gedeelte. Matteus 6. Matteus 6.
Matteus 6, Jesus leer hulle om te bid. Vers 5. En daar is fokus hierop. Paulus is besig om te sê, hy bid dat hulle die gees van wysheid, dat die gees, dat hulle dit sal ontvang. Hy het al reeds vir ons vertel dat dit is wat gebeur as hulle kinders van die Here is. Hy het nou net gedank vir die Here wat hy in hulle lewens sien, dat hulle geloof het, dat hulle liefde vir die broers het. Hoe is dit moontlik? Want die gees woon in hulle. En tog sal hy bid dat die gees, dat hulle dit sal ontvang. Onthou jy, baie keer, as al gesê word, en hulle is gevul met die gees, wat bid hulle voor? Dat hulle gevul sal word met die gees. Luister nou na hierdie gedeelte, dit is so mooi, jy gaan dit onmiddellik sien. Matteus 6 vers 5. En wanneer jy bid, moet jy nie soos die skynheiliges wees nie. Want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op straathoeke te staan en bid. Natuurlik die beste ouens, vra dat jy moet asseblief bid in die kerk en dan hoor jy hoe lank bid mense. Hulle ongelooflik, almal wil bid. Niemand bid by die huis nie, maar in die kerk wil hulle bid, want hulle wil vertel hoe wonderlik hulle bid. Sodat hulle deur die mense gesien kan word. Amen. Ek sê vir julle, hulle het reeds hulle volle beloning ontvang. Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binneste kamer, maak jou deur toe en bid tot jou Vader wat in die verborgenheid is. En jou Vader wat in die verborgenheid sien, sal jou beloon. Vers 7. Wanneer jy bid, moet julle nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie, want hulle dink dat hulle op grond van hulle baie woorde verhoor word. So asseblief, as jy bid, moenie dink ek kyk hoe lank ek kan bid nie. Dis nie 'n kompetisie nie. Dis 'n verhouding. Ek staan nooit aan die oggend op en sê, ek wonder hoe lank kan ek met my vrou vandag praat nie. Kom ons draai. Dis 'n liefdesverhouding waarop ek met haar in liefde 'n gesprek het. Dis 'n gesprek. Dis 'n gesprek wat aanhou deur die dag. Ja, ek doen dit in my stilte tyd, maar dis 'n gesprek wat deur die dag aangaan. Want dit is 'n liefdesverhouding. Moenie soos hulle wees nie, want julle Vader weet wat julle nodig het voordat julle gevra het. En dan luister hierna, vers 9. So moet julle dan bid. Ons Vader wat in die hemel is. Is hy in die hemel? OK. Hoe weet ons hy is in die hemel? Want sy woord sê. So ek sê, Here, hy is in die hemel. Waarmee verklaar ek daarmee? Ek gaan nie in diepte gaan nie. Dit is 'n ongelooflike preek op sy eie. Maar waaroor verklaar hy? Hy verklaar dat God in heerskappy is oor alles wat op in die aarde plaasvind. Hy verklaar dit. Laat die naam geheilig word, sal sy naam geheilig word. Ja! So ek as kind van die Here bid en ek sê, dankie Here, ek weet dit, U gaan geheilig word. Ek verklaar wat hy al reeds vir my beloof het. Vers 10, laat die koninkryk kom, gaan sy koninkryk kom. Is daar enige twyfel dat sy koninkryk kom? Nee, so waarvoor bid ek dit? Ek verklaar dit vir my, wie my, want ek is klein gelowig. Ek het nodig om te verklaar, Here, hier is nie my koninkryk nie, die koninkryk kom. En hoe meer ek dit vir my herinner aan myself, hoe meer sien ek uit na die ewige koninkryk. Ek doen dit vir myself. Laat die koninkryk kom. Laat die wil geskied, sal sy wil geskied, min alles. Amen. Here, ek sê, Here, ek wil hê U wil moet in my lewe geskied. Soos in die hemel ook op die aarde, alles vind plaas met sy groot plan. Van die Satan af, elke engel wat daar is, bose engel, is onder sy mag staan dit, en hulle sal presies uitvoer wat hy beplan het, en hy laat standhou vanaf die begin tot en met die ewigheid. Hy is in beheer, soos in die hemel ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Gaan hy vandag my daaglikse brood gee? Ja, hy gaan. En vergewe ons skulde net soos ons ook vergewe wat teen ander verskuldig is. Gaan hy my vergewe as ek ander vergewe? Ja, hy gaan. Bring ons nie in versoeking nie. Gaan hy my ooit in versoeking bring? Wat sê Jakobus? As jy in versoeking kom, is dit God wat julle versoek. Nee, nooit nie. Die verskil is, God bring my by toetse. Hoekom bring hy my by toetse? Sodat ek kan groei, maar hy bring my nooit by versoeking nie, want versoeking wil hê ek moet val. Bring ons nooit in versoeking nie, Here, U het my nog nooit in versoeking gelei nie, ek verklaar dit in my gebed. Dit wat ek hierin ervaar in my lewe, is my eie slegte begeertes.
Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Kan jy verstaan hoe belangrik dit is, dat in my gebedslewe, en dis wat Paulus doen in hierdie vers, hy sê, Here, gee vir hulle die Gees. Het die Here klaar sy Gees aan hulle beloof? Ja, hy het sy Gees al klaar in hulle kom woning maak? Ja, hy het. Hy verklaar in sy gebedslewe, dank vir God wat al klaar die onmoontlike moontlik gemaak het. Hy bid in ooreenstemming met wat hy bely. Dis gebed. Gebed is om te bid in ooreenstemming met wat ek bely. 1 Johannes 5 vers 14 en 15 sê, en dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. Sien, as baie mense verstaan dit verkeerd. As die Bybel sê, wat julle ook al in my naam vra, sal vir julle die beurt kom van die Vader wat in die hemel is. Wat julle ook al in my naam vra, sal ek vir julle laat toeval. Sal julle tot beurt kom van my Vader wat in die hemel. Wat beteken dit? Beteken sy naam. Wat beteken sy naam om te bid in sy naam? Dit beteken wat hy beloof het. Wie hy is. Dis sy naam. As ek bid, bid ek in sy naam. Dit beteken ek herhaal die skrif wat hy beloof het. En dit is die vrymoedigheid, weer 1 Johannes 5 vers 14. En dit is die vrymoedig wat hy ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. En ons weet, dat hy ons verhoor, dan weet ons dat, wat ons ook al vra, ons die bedes verkry, wat ons van hom gevra het. Hierdie is vir my so mooi. Besef jy dat in jou gebedslewens, gee jy dit, en dis hoekom jy moet die Bybel leer ken, mense. Dis hoekom jy die Bybel moet lees. Vanmôre as jy die Bybel lees, dan hoor jy wat sê God van homself, wat hy sê. En dan gaan jy in jou gebedslewens sê, Here, vanmôre het ek dit gehoor. Here, vanmôre het ek hierdie Psalm gelees, my ongelooflike Psalm. Dit is waar. Dit is in my lewe waar. Jy bely dit wat jy hoor. En jy weet dit is die waarheid, want God het dit al reeds beloof. As jou gebedslewe so ingekleer word, gaan jy amazing groei in jou geestelike lewe. Dink net, jy hoor die woord, jy's onder die geklank vanmôre van die evangelie. In jou stilte tyd is jy onder die geklank van die woord, en terwyl jy dit hoor, sê jy, kan dit waar wees? Dis wat die Here beloof. En dan gaan ek in my gebedslewe en sê, Here, U beloof dit vir my. As ek geval het in my sonde, dan kan ek na die Here toe kom en sê, Here, vergewe my. En weet wat die grootste probleem? Die meerderheid mense stap daar weg en hulle glo nie dat dit plaasgevind het. As ek 'n kind van die Here is, wat na my Vader toe kom en sê, Here, vergewe my. Vergewe hy jou? Kan jy wegstap en nooit daar weer oor hoef te dink nie, wegvat en sit dit in die verlede en sê, Here, ek is vry. Wie waar kom al die probleme in die kerk vandaan, van depressie en al die goeders is, van mense kan nie vry wegkom van dit wat God beloof het nie. As God dit beloof het, dan is dit waar, dis ja en amen, en ek kan wegstap, wetende, dit het plaasgevind, ek is vry. Hy dink nooit weer daaroor. So ver soos die ooste van die weste verwyder is, so ver verwyder ek al julle oortredinge van my. Ek bid dat jy in jou lewe so sal begin, ons gaan aangaan volgende. Maar ek wil hê jy moet in jou gebedslewe so leef, dat jy God se woord herhaal. Herhaal dit terug vir hom, en groei daaruit. Sê, Here, dit is 'n absolute waarheid, want U het dit beloof. Hou al die ander dinge waaroor jy graag wil bid. Sê dit in die begin, Here, hier is 'n klomp snert waaroor ek wil bid. Vat dit net weg. Vat dit weg. Maar ek wil met U praat oor wat die woord vir my beloof. Want hierin is my groei. En ek begeer niks meer in my lewe as om elke dag nader en nader aan U te groei. Laat die koninkryk kom in my lewe. Amen.
Here, u woord is ongelooflik ryk. Dis 'n onuitputbare bron van lewende water. En Here, hoe meer ons besig is om uit daai bron uit te put elke dag in ons stilte tyd met die boodskap wat verkondig word, kan ons nie anders as om met 'n lofsang uit te breek en te sê, o Here, is U nie wonderlik groot? U liefde het geen perke. Hier elke dag as ons na ons eie lewens kyk, dan besef ons, Here, dat U my liefhet, dat U aanhou my liefhet. Is absoluut 'n kenmerk, 'n eienskap dat dit alleenlik U kan wees wat God is. En Here, U roep my op om ander ook so lief te hê. Ek wil bid vir elke gemeentelid vanmôre. Here, asseblief dat hulle mekaar sal lief hê. Hulle mekaar sal kyk en sê, ek het jou lief. En dat daar iets ongelooflik sal plaasvind, dat 'n wêreld buitekant sal sê, ons weet dat die Here by julle is, want julle is lief vir mekaar. Bid dit in die wonderlike naam. Amen.